Bekering stel 'n eis aan die mens. En in Matteus 3 vers 8 sê die Here: dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is. Met ander woorde, daar is vrugte wat 'n mens kan dra wat bevestig dat jy die nuwe lewe ontdek en waardeer en daarvolgens leef, of dat jy dit nie doen nie. En die beste opsie is eintlik om dan vrugte te dra, met ander woorde 'n lewe te lei wat 'n bewys is van hierdie bekering wat in 'n mens se lewe plaasgevind het. En in Handelinge 22 vers 16 sien ek, en nou, waarom nog wag? Dit is nou die man wat tot bekering gekom het, en hy sê, kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy naam aangeroep het. Nou, ons besef dat hierdie verwysing na sondes wat afgewas word, nie verwys na die fisiese was van die liggaam nie, maar die verwydering deur die bekering en dat die doop 'n bewys sal wees van dit wat met jou gebeur het. En in 2 Kronieke 7 vers 14 sien ek, my volk oor wie my naam uitgeroep is, as hulle berou toon en bid en vra na my wil en terugdraai van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. Met ander woorde, hierdie mense het 'n behoefte daaraan 'n nuwe lewe, 'n nuwe 'n land wat herstel word en so aangaan. En die Here sê, ek is bereid om dit vir julle te doen. Julle moet net tot bekering kom en my pad loop. In Matteus 11 vers 20 sê die volgende: toe het Jesus die dorpe waarin hy die meeste van sy wonderdade gedoen het, begin verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. Met ander woorde, ten spyte van die goeie boodskap en die aanmoediging deur Jesus self, het hulle nie bekeer nie. In Johannes 28 vers 18 tot 20 sien ek, aan my, sê die Here Jesus, is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En nou gaan hy en hy dra hierdie mag, hierdie gesag, hierdie vermoë oor na die disippels, en hy sê vir hulle, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Hoe? Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Met ander woorde, dit wat hy daardie tyd gesê het, is nog steeds van toepassing vandag, en hy verwag dat dit nog vandag op dieselfde manier toegepas sal word. Jakobus 2 vers 14 en 19 sê, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Hoe kan so 'n geloof iemand red? Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. As jy dan glo in Christus, as jy dan die nuwe lewe lei, dan moet jy bereid wees om te doen wat van jou verwag word. Om gedoop te wees, om geleer te word, en om 'n disipel te wees van die Here in die ware sin van die woord, en veral om ook 'n disipelmaker te wees. Loop mooi.